Sampie se probleem. In die diep blou see, ver van die kus van Suid-Afrika, het daar 'n klein seekatjie met die naam Sampie gewoon. Sampie was anders as die ander seekatte, want hy het nie geweet hoe om sy tentakels te gebruik nie. Terwyl sy vriende vinnig geswem en speletjies gespeel het, het Sampie altyd agtergebly. Eendag het Sampie besluit om hulp te soek. Hy het na sy beste vriend Mango, die seeperdjie, gegaan. Mango, ek weet nie hoe om my tentakels te gebruik nie. Kan jy my help? Het Sampie gevra. Mango het geglimlag en gesê, Natuurlik, Sampie, kom ons oefen saam. Hulle het begin met eenvoudige oefeninge. Mango het vir Sampie gewys hoe om sy tentakels te strek en te buig. Dit was moeilik in die begin, maar Sampie het nie opgegee nie. Hy het elke dag geoefen en stadig maar seker het hy beter en sterker geword. Een oggend, terwyl hulle besig was om te oefen, het 'n groot haai met die naam Hendrik nader geswem. Hendrik was bekend daarvoor dat hy ander seediere geboelie het. Hy het op Sampie en Mango afgepyl en gesê, Wat doen julle hier? Julle hoort nie in my gebied nie. Sampie het geskrik, maar Mango het hom aangemoedig. Gebruik jou tentakels, Sampie, jy kan dit doen. Met 'n diep asemteug het Sampie sy tentakels gebruik om vinnig om 'n rots te draai en Hendrik te ontwyk. Hy het sy tentakels gebruik om Mango te gryp en hulle het vinnig weggeswem. Hendrik kon nie byhou nie en het moed opgegee. Nadat hulle veilig was, het Mango vir Sampie gesê, Jy het dit gedoen, Sampie! Jy het jou tentakels gebruik om ons te red. Sampie het geglimlag en gesê, Dankie, Mango, ek kon dit nie sonder jou hulp gedoen het nie. Van daardie dag af het Sampie met selfvertroue sy tentakels gebruik. Hy het saam met sy vriende gespeel en was nie meer bang om agter te bly nie. Hy het geleer dat met harde oefening en deursettingsvermoë enige iets moontlik is.